Julle, die tema van hierdie podcast is moenie inmeng met iemand anders se seisoen nie. Julle, nou ek het gisteraand het ek op iets afgekom wat dit het my geskok hoor. En ek was nog so besig om te scroll op TikTok. Toe kom ek af op 'n ou wat ek al 'n hele rukkie volg. En die persoon het 'n groot netwerk, julle. En hy het verskriklik baie mense wat na hom luister. En ek kyk altyd baie aandagtig, kyk ek en luister na sy plasings wat hy maak. En ek was nog so besig om te scroll en ja, ek sien hierdie ou, hy het 'n baie groot netwerk. Ek het eintlik nooit besef hoe groot sy netwerk is nie. En toe ek op een van sy ouer posts, soos een van sy heel eerste goed afkom, het ek vir die eerste keer het ek gevoel, maar dis asof ek nou rarig hierdie ou begin sien, jy weet. En ek het die video oopgemaak en ek het dit geluister en hy praat oor geloof, oor hoe hy groot geword het, in een geloof en later het hy begin ondersoek. En hy weet in boeddhisme, in hindoeïsme, in islam en selfs ateïsme, julle. En hy sê hy het God gesien in alles. Selfs in die duiwel. Julle, dit het my yskoud gemaak. Ek dink, wie is hierdie ou na wie ek luister? Maar ek dink, wag, moenie oordeel nie. En ek het so 'n bietjie begin stil raak. En dit was nie uit vrees uit nie. Ek het glad nie vrees gevoel nie. Maar uit daardie innerlike bewustheid van dit is darem maar gevaarlik naby aan lig en donker, hierdie goed wat hy share. Maar ek hoor die soeke en ek hoor die honger na die waarheid. Maar ek hoor ook daai warboel, daai stem van iemand wat nog nie regtig weet wat 'n stem om regtig te volg nie. En tog kon ek nie oordeel nie, want ek was self ook al daar gewees. Julle volg my, julle weet. En ek was self op daardie pad na soeke. Die pad waar jy dink jy verstaan, maar God is nog besig om vir jou te leer om te onderskei. En dit is toe nou wat ek toe nou besef. Hierdie man is in een van sy seisoene. Hy's nie verlore nie. Dit is nie boos nie, net besig om gevorm te word. En God is besig om hom deur iets te vat. En al lyk dit van my kant af baie de mekaar, of die mense wat na hom kyk is dalk baie de mekaar. Maar ek sien hoe sy inhoud oor tyd ook verander. Want ek dacht toe nee, ek gaan nou gaan kyk. Ek gaan begin heel onder, en wat ek ook vir altyd vir mense sê is, gaan na my profiel toe en gaan scroll na onder en begin van daar af te kyk. En ja, ek sien toe hoe sy inhoud oor tyd begin verander het, en dit is asof hy self deur sy fases beweeg. En dit is hoe God werk. Hy vorm stadig. En ja, daar is nog goed wat ontbreek. Ek hoor in die skrif, ek hoor nie die skrif nie. Ek hoor nie soos wanneer ek my goed maak, julle hoor die skrif. En ek hoor nie gebed nie, en ek hoor nie alle eer aan God nie. Maar ek weet, dit is dat God selfs werk in stilte. Dit het ek al self ervaar, en ek kan daarvan getuig. En dit is dalk sy brandseisoen. Want God begin altyd deur te breek. Hy vat alles wat jy verkeerd geleer het, alles wat jy gedink het jy weet, en hy breek dit eers heeltemal af. Hy brand die ou velde af, die oes wat niks werd was nie, sodat die grond weer oop is. Soos wat daar geskryf staan, julle, in Prediker 3 vers 1 tot 8 staan daar, alles het sy bepaalde uur, en elke saak onder die hemel het sy tyd. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om te dans. Daar is 'n baie mooi stuk wat so mooi inpas by ons seisoene. En dan eers na dit begin jy te bou. Begin God te bou.
van voor af met 'n nuwe fondasie wat suiwer is. En dis die seisoene waarvan mense nie altyd onthou nie. Die stil een, die seer een, die een waar jy nog nie jou getuienis het nie. Maar dit is juis daardie tyd wat die getuienis vorm kry. Nou julle, ek het die afgelope tyd besef, ek self was al deur 5 seisoene net op social media. 5 maniere waarop my inhoud al verander het. En elke keer met 'n nuwe laag van openbaring. En elke keer het mense iets nuuts daaruit geleer. Selfs wanneer ek nog nie geweet het hoekom nie. So julle, wanneer ek nou na hierdie man kyk, kan ek sien, God is besig met hom. Selfs al klink dit vreemd vir ons, selfs al lyk dit ver van waar ek nou is, maar dit is 'n seisoen. En ek het geleer, jy moet nie inmeng met iemand anders se seisoen nie. Wanneer jy inmeng, ontbreek jy wat God self besig is om te doen. En wanneer jy oordeel, mors jy jou kans om te leer. Want jy leer nie net uit jou eie seisoen nie, jy leer uit ander mense se ook. As jy net stil genoeg is om te kyk. So julle, so los mense hulle proses. Kyk hoe God werk. Selfs in die breek, selfs in die bou, selfs in die brand. Want dit is waar hy, God, mense vorm. En dit is waar jy self leer kyk met oë van begrip. Nou julle, so kom ek nou by vandag se polvraag uit. As julle hierdie kyk op Spotify, YouTube, TikTok of Facebook, antwoord vir my hierdie volgende vraag in die comment seksie. En die vraag is: wanneer jy sien iemand gaan deur 'n moeilike seisoen, wat doen jy heel eerste? Opsie 1: ek probeer hulle help of reglei. Of opsie 2: ek stap terug en laat God werk. Nou ek kan vir julle sê uit ondervinding en ek kan vir julle getuig dat baie mense het na my toe uitgereik om my reg te lei, in plaas daarvan om terug te staan, laat God werk. En ek is myself ook daaraan skuldig, dat ek nie altyd teruggestaan het en gekyk het na ander mense se seisoene waar God besig is om te werk nie. So ek het 'n groot les hier geleer en ek kom deel dit met julle as deel van my getuienis van wat ek leer in hierdie seisoen van my, waar God besig is om my opleiding te gee. So julle, ek wil net vir julle 'n laaste gedagte hierso los. As jy kyk na iemand anders se pad en jy voel jy verstaan nie wat God daar besig is om te doen nie, onthou net dit. Hy begin altyd deur eers te breek. En dit is juis in daardie breek waar nuwe lewe begin groei. So, moenie inmeng nie, moenie inmeng met iemand anders se seisoen nie. Wees net teenwoordig. Kyk hoe God werk. Julle, baie dankie dat julle kom luister het. Chat soon.